Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White, derde persoon van die Godheid. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met julle almal. Amen. 2 Korintiërs hoofstuk 13 vers 13. Ons moet besef dat die Heilige Gees net soveel 'n persoon is as wat God 'n persoon is. Die Heilige Gees het 'n persoonlikheid, anders sou hy nie tot ons gees en met ons gees kon getuig dat ons die kinders van God is nie. Hy moet ook 'n goddelike persoon wees, anders sou hy nie die geheime kon deursoek wat in die gedagtes van God verborge lê nie. Die Heilige Gees is 'n vrye, werkende, onafhanklike agentskap. Die God van die hemel gebruik sy gees soos dit hom behaag, en menslike verstand, menslike oordeel en menslike metodes kan net so min grense stel aan die werking daarvan of die kanaal voorskryf waardeur dit sal werk, as wat hulle vir die wind kan sê, ek beveel jou om in 'n sekere rigting te waai en jouself op so en so 'n manier te gedra. Van die begin af het God deur sy Heilige Gees deur menslike instrumente gewerk vir die bereiking van sy doel ten behoewe van die gevalle ras. Dieselfde krag wat die patriarge onderhou het, wat Caleb en Josua geloof en moed gegee het, en wat die werk van die apostoliese kerk effektief gemaak het, het God se getroue kinders in elke daaropvolgende eeu onderhou. Die Heilige Gees was die hoogste van alle gawes wat hy, Jesus, van sy Vader kon vra vir die verheffing van sy volk. Die Gees moes as 'n wederbarende middel gegee word, en daarsonder sou die offer van Christus van geen nut gewees het nie. Die mag van die bose het eeuwelang versterk, en die onderwerping van mense aan hierdie sataniese gevangenskap was verstommend. Sonde kon slegs weerstaan en oorkom word deur die magtige bemiddeling van die derde persoon van die Godheid, wat sonder 'n gewysigde energie sou kom, maar in die volheid van goddelike krag. Die Heilige Gees is 'n effektiewe helper in die herstel van die beeld van God in die menslike siel.